Stel jou die voor, jy sit in 'n restaurant en die kelner kom oor na jou toe en sê, ek's jammer, maar ons kan nie jou bedien nie, want te veel mense wat soos jy lyk, het al reeds vandag bestel. Jy sou dink hulle is van hulle kop af, nie waar nie. Wel, welkom by die arbeidsmark van Suid-Afrika vandag, 2025. Nou, die ding waaroor niemand wil gesels nie is, mens kry twee vorme van gelykheid. En ons is die verkeerde een gevoer. Daar is gelykheid van geleentheid, wat beteken dat elke deelnemer behoort dieselfde of regverdige kans en skoot op sukses te kry. Dan is daar gelykheid van uitkoms, wat beteken dat elke deelnemer moet wegloop met dieselfde of 'n vooraf bepaalde resultaat, ongeag van hulle moeite, hulle vermoë, hulle vaardigheid, hulle omstandighede, hel in hierdie geval selfs hulle voorkeur. Die een vorm bou samelewings, die ander vernietig hulle. Die sogenaamde Employment Equity Amendment Act streef definitief nie daarna om elke Suid-Afrikaner 'n regverdige en billike kans te gee nie, maar eerder streef dit na 'n spesifieke resultaat waarborg gebaseer op demografiese statistieke. Dit is die verskil tussen verseker dat almal aan die wedloop mag deelneem en verseker dat die eindstreepresultate moet ooreenstem met 'n vooraf bepaalde Excel sigblad. Ons praat van tweedehandse segregasie, my vriend. Okay, finally a fucking take. Laat ek jou wys hoe gelykheid van uitkomste in die praktyk lyk. Die Solidariteit Navorsingsinstituut het die syfers vir ons reeds verwerk. En hier is wat die regering se demografiese manipulasie eintlik sal verg. 76,000 vroulike gesondheidswerkers sal oor die volgende 5 jaar deur mans vervang moet word. Verder sal 65,000 vroulike onderwysers ook deur mans vervang moet word in dieselfde tydperk. Intussen word dit verwag dat die bose wit man sal omtrent 70,000 werke verloor in alle sektore. Hierdie is nie transformasie nie. Hierdie is musical chair speel met mense se lewens. So hier is die pragtige ironie. Verpleegkunde en verpleging lok wêreldwyd ongeveer 90% vroue. Dit is nie weens diskriminasie nie, dit is nie as 'n gevolg van hulle historiese benadeling of onderdrukking nie. Dit is omdat vrouens natuurlik aangetrokke voel tot versorgingstipe beroepe. Dieselfde is geldig vir goedjies so sosiale werkers. Kyk na studies van Skandinawiese lande, wat ongetwyfeld die mees geslagsgelyke lande is enige plek in die wêreld. Gaan kyk na hulle professionele verspreidings. Dieselfde patroon bestaan daarso, ook in onderwys, maatskaplike werk en gesondheidsorg. In verse daarvan of omgekeerd is ook die manlike kant van konstruksie en gewapende magte, soos polisie en die weermag. Hierdie patroon is in elke kultuur en in elke kontinent, maar gelyke uitkomsdenke behandel hierdie natuurlike voorkeure asof hulle probleme is. Probleme wat ons moet uitroei met regulatoriese, kommunistiese mag en dwang. Maar selfs kommunisme sou nie so dom wees nie. So ons gaan nou 76,000 bekwame vroulike gesondheidswerker uit hulle werk dwing om 'n 50% mannelike deelname te bereik in 'n veld wat bloot net nie deur mans nagejaag word nie. En as ons nou wil sê dit kan deur mans nagejaag word, hoekom sê ons nie vir die volgende 5 jaar kan mans verniet studeer as hulle verpleegkunde studeer nie, as hulle onderwys studeer nie. Vrouens kan verniet kursusse doen in konstruksie. Dit is soos om 'n jazzorkes te dwing om ewige getalle of gelyke presiese nommers van elke instrument te hê en elke speler hulle proporsioneel 2 ritmetjies per minuut te gee om te speel en dan te wonder hoekom klink hierdie liedjie so kak. Hier is 'n paar feite wat elkeen van ons Suid-Afrikaners behoort wakker te hou. Ons werkloosheidssyfer het 32,9% getref nou in die eerste kwartaal van 2025. Ons jeugwerkloosheidssyfer is nou op 62,4%.
Hierdie is nie net statistieke nie, hierdie is mense se miljoene mense se lewens, se potensiaal wat geskend word, wat opgeoffer word vir demografiese sigblaaie, vir ANC onnoselheid en ja, ons het nou minder BTW geregistreerde besighede as wat ons gehad het in 2009. Ons het naas die 3.8 miljoen werksgeleenthede verloor in die afgelope dekade weens BEE. Ons het naby aan die 5 triljoen rand verloor uit ons ekonomiese groei potensiaal. Ons gaan klaarblyklik agteruit, terwyl ons voorgepreek word oor geduld en prestasie, vooruitgang, waar? Die nuwe regulasie skep 72 verskillende indiensnemingskategorieë met rasse en geslagskwotas. Nou die staatshof sê hier is nie kwotas nie, maar eerder teikens. So hierdie teikenkwotas moet nagekom word, ongeag wie eintlik in daardie velde wil werk of van tevore gewerk het. Dit moet balanseer, die boeke moet klop. As jy bo 50 mense in jou werkneming of in jou praktyk het, as in jou maatskappy het, as jy meer as 50 mense het, dan moet hy versprei en hy moet lyk soos die demografiese statistiek van ons land. Dis die kort en die lank van hierdie ding. Maak dit vir jou sin? Maar maak hierdie nou vir jou sin, as jy nou dink van die entrepreneur se kant af, van die werkskepper se kant af, jy het 'n maatskappy van 46 tot 49 mense, jy gaan ons nou nie wil uitbrei nie, of jy gaan jouself terughou van daai uitbreiding, solank as moontlik dat jy hierdie administratiewe bullshit kan vermy. As jy 50 tot 55 mense het, oorweeg jy nie eerder om daai 5 tot 6 mense te laat gaan nie. Ons stimuleer ekonomiese stagnasie. Die huidige ANC-regime behandel meriete asof dit 'n vloekwoord is, maar die ongemaklike werklikheid is dat meriete is nie die vyand van gelykheid of van geluk nie. Dit is die drive engine daarvan. Ware gelykheid van geleenthede beteken wel om te verseker dat almal toegang het tot gehalte onderwys, tot vaardigheidsopleiding. Dit beteken om hindernisse te verwyder van mense wat uitgedaag word daardeur, om ligte en papiere en penne te kan gee vir kinders in ons land, reg deur die land, in elke gemeenskap. Ja, weet jy, het dit baie beter af, so vat jou kwotas en gaan stimuleer die skole daarso, gaan stimuleer die ekonomie daarso, gaan bou paaie, geef hulle 'n goeie onderwyser, wat kan hulle vrae antwoord, en weet jy, daar is baie mans en ons kort mans in die, veral laerskoolonderrig, ons kort meer manlike rolmodelle daar, maar weet jy, bied dit dan vir hulle aan, maar lok hulle, maak dit aantreklik. Hoekom, ja, ware ontwikkeling beteken om mense te beoordeel volgens hulle vermoë, nie hulle herkoms nie. Dit beteken om jou hulpbronne en jou staatsagendas toe te ken aan die opheffing van mense. Jou hele nasie, jou volk se mense, jou Suid-Afrikaanse mense. Jy kan prioriteite voorkeer aan vorentoe boer, ja, soos ek sê. Maar dis harde werk nog steeds. Dit neem dekades, want dit neem dekades se belegging in onderwys en geleentheidsskeping. Dit neem lank om die nodige ervaring en verandering te sien en op te bou. Maar dit is 'n nuwe era en ons kan dit hê. As ons ekonomiese ontwikkeling aanmoedig, waar ook al en hoe ook al ons kan, op enige manier wat ons kan, laat die geld vloei, laat die rivier vloei en ons kan almal daarvan drink. Kom ons moedig samewerking aan tussen ons mense. Is dit nie beter nie? Gee hier miskien ja. So gelykheid van uitkomste is baie makliker vir hulle. Dit kom om net die bestaande dekhande. Sê vir die almal op die skip om 'n rol te werk wat hulle nie moet werk nie, of nie wil werk nie, of nie bevoegd is om te werk eintlik nie. En inteendeel sit hulle in die hoekie en sê vir hulle, wag daar terwyl die skip sink asseblief.
Ja. Was het ons, daar is pretty much net maar nog meer rand. Ons staan baie duidelik by 'n vark in die pad. En die besluit is daar, wil ons 'n pad 1 vat, wat lei na waar almal gelyke kans op sukses kry. Waar ons belê in die opheffing van mense, eerder as die afkraking van ander. Waar 'n briljante kind van Soweto net so goeie kans staan soos 'n briljante kind van Linden of Sandton. En hulle kan albei chirurg word want hulle het albei goeie gesondheidsorg gehad. Hulle het albei goeie onderwysers gehad en onderrig gehad. Hulle het albei goeie infrastruktuur en ligte en basiese ekonomiese vloei gehad. 'n ma met 'n werk. 'n pa met 'n werk. 'n ma en 'n pa met 'n werk. Kan jy jou dit verbeel? Pad 2. Lei na waarin ons nou op pad is. 'n samelewing waar ons 111.000 vroue en 70.000 wit mans eerder hulle werk sal kos, omdat hulle nie bevoegd is nie omdat hulle dom of simpel is nie, maar omdat hulle die verkeerde demografiese profiel het. En ek praat van geslag, ek praat van ras. En ook, net om, let wel, dit sluit nie swart mans uit nie. Ek dink dit is 27.000 swart mans in die staat, want dit is ook van proporsioneel versprei, moet gaan hulle werk toe ook wel. So hoekom doen ons hierdie mense? Ja, een pad bou nasies, die ander vernietig hulle. Hierdie waansin is wel nie onvermydelik nie. Elke onreg in die geskiedenis is verslaan deur mense wat geweier het om die onaanvaarbare te aanvaar. Die skipie gaan nie seil nie, hy gaan sink. So kom ons kyk na wat ons kan doen om soveel mense op die lifeboats te kry, en hier is 'n paar goedjies wat ons net moet in gedagte hou. Eerstens, verstaan die verskil tussen gelykheid van geleentheid en gelykheid van uitkoms. Die een is geregtigheid, die ander is wiskundige tironie vermom as billikheid. Tweedens, ondersteun organisasies wat hierdie wetgewende waansin beveg. Ek is nogals trots op hierdie laastes. Die DA se grondwetlike uitdaging en sakeligas regspogings is nie net hofsaake nie, dit is werklike gevegte vir ons ekonomiese welstand en oorlewing. Derdens, beoefen beginselsvaste weerstand. As jy 'n groot maatskappy is, 'n sterk maatskappy is, of enigiemand wat moontlik kan die het vat, doen dit, betaal eerder die boete, moenie saamwerk nie, as jy kan die adminproses vertraag dit. Doen alles wat jy kan om dit teen te stry. As jy enige loophole sien, by dit uit. Kyk wat kon ons regkry met e-tolls. Daar is tye wanneer die regte morele ding om te doen is om te weier. Vierdens, bou alternatiewe netwerke en bou op ander mense. En ek praat nie so Afrikaans en vir Suid-Afrikaners, en natuurlik gaan julle wit wees meestal totdat ek 'n kleding following kry, laat my weet as jy 'n kleding is in die Kaap. Well, actually ek in die Noordwes, veral ek is die 3. Maar ek weet als kleding oral, laat my, ja, fok, ek het daarin opgefok. Buitendien, depend wat ek wil maak. As jy wit is, gaan luister na bietjie, want weet jy, ek sien so baie intelligente gesprekke reg oor die bord. Asseblief gaan ondersteun die swart en kleurling praters daar buite. My nuutste afstemming, ek sal 'n klomp links hier onder sit. Daai uitjies en se afkortings is veel te fucking lank. Dit is KMXMFF. Baie nice podcast, tipe van goedjies, en dan staan 10 minutes with Kusle. Baie nice, baie intelligente pratertjie. En ja, weet jy, ons werk saam, ons bou alternatiewe, ons wys dat ons 'n samelewing wil bou hierso. En glo in ons land, ons kan hierdie doen. Ons het 'n keuse. Dankie Suid-Afrika.